top trophy for South Africa's terroir wines for 2026 goes to a white wine, Ghost Corner Semillon 2024 from Cederberg Cellars. Thank you, Benny. Well, what an amazing privilege to stand here with you today. I think working with the vineyard from Elim in Spookdraai called Ghost Corner, the name of the brand, it definitely plays a role in the way the Semillon grows there, having this beautiful ocean influence at the end of the day. Yeah, I think the wine pretty much speaks for itself. Suid-Afrika beskik oor bykans 100 amptelike afgebakende wynareas met elkeen sy unieke terroir. Dis hierdie buitengewone diversiteit wat Suid-Afrika een van die mees opwindendste wynlande ter wêreld maak. Daar was 'n rekordaantal van 38 nasionale wenwyne by verjaar se SA Terroir toekennings vanuit 16 verskillende wynareas. Die verskeidenheid cultivars en wynstyle is deur 17 landgoedwyne ingeskryf, as ook 'n verdere 10 enkelwingerdwyne. Daar was 5 meer top trofees op die spel. Arbeidsgenot kelder van Woolsley het uitstekend presteer deur 2 trofees te verower. Hulle het die trofee vir die top produsent met 4 nasionale wenners ontvang, asook die trofee vir die top enkelwingerdwyn. Dit was hulle 2025 Tannie Esther Muscat Alexandrie strowyn. Die trofee vir die top landgoed is vir 'n 5de keer deur Bon Courage landgoed van Robertson gewen. Die trofee vir die top area is deur Bottervierwyk verower met nasionale wenners van 3 wynkelders. Verjaar se top erfenis trofee, of ook bekend as die Old Vine trofee, gaan aan Stettyn Kelder van Villiersdorp met hulle 2025 Old Vine Chenin Blanc van 'n wingerd wat in 1984 geplant is. Die ding wat vir my van terroir uitstaan is die feit dat dis baie meer intiem. Dis asof jy nader aan die wynmakers kom. Hierdie is van almal is dit verseker een van my gunsteling toekennings daar om by te woon, en is altyd 'n voorreg om hier te wees. En van ontbytsake se kant af probeer ons al hoe dieper en dieper in die bedryf inbeweeg, maar sover as wat dit terroir aangaan, sal dit altyd op ons agenda bly vir vorentoe ook.